Uit die Ou Testament volgende gedeelte, Ester hoofstuk 9 vanaf vers 20, die Purimfees. Mordegai het hierdie gebeure laat neerskryf en briewe gestuur aan al die Jode in al die provinsies van koning Ahasveros naby en ver, en die Jode gelas om voortaan elke jaar die 14de en die 15de van die maand Adar te vier, as dae waarop die Jode die bedreiging deur hulle vyand afgeweer het. Dit is die maand waarin hulle angs en blydskap verander het en hulle rou in feestelikheid. Hulle moes dit dae van feesviering en vreugde maak en aan mekaar eetgoed en aan die armes geskenke stuur. So het die Jode na aanleiding van Mordegai se brief aan hulle die gebruik waarmee hulle begin het as vaste gebruik aanvaar. Haman, seun van Hammedata, die Agagiet en vyand van al die Jode, het naamlik planne gemaak om die Jode uit te roei, en hy het met die Pur, dit is met die lot, beslis om 'n geskikte dag te kry waarop hy verskrikking oor hulle sou bring en hulle sou uitroei. Toe dit egter aan die koning bekend word, het hy 'n skriftelik opdrag gegee dat Haman self die slagoffer moet word van die bose plan wat hy teen die Jode beraam het. Hy en sy seuns is in die galg opgehang. Dit is waarom hierdie feesdae Purim genoem word, na die woord Pur. Na aanleiding van alles wat daardie brief van Mordegai geskryf is en wat hulle self van die gebeure gesien en belewe het die Jode dit op hulle geneem en hulle nakooplinge en almal wat by hulle sou aansluit, onherroepelik verbind om voortaan elke jaar hierdie 2 dae te vier. Dit moes telkens op die voorgeskrewe wyse en op die voorgeskrewe tyd plaasvind. Hierdie dae moes herdenk en gevier word in elke geslag en in elke familie, in elke provinsie en in elke stad. Hierdie dae van die Purim mag nie afgeskaf word onder Jode nie, en hulle nakomelinge mag nooit daarvan vergeet nie. Koningin Ester, dogter van Abigail, die Jood Mordegai, het met hulle volle gesag in 'n tweede brief die reëlings oor die Purim bevestig. Mordegai het briewe aan al die Jode in die 127 provinsies van koning Ahasveros hulle voorspoed toegewens en hulle van sy goeie trou verseker. Hy het hulle gelas om hierdie dae van die Purim op die vasgestelde tyd te hou, soos hy, die Jood Mordegai, die koningin Ester, dit vir hulle bepaal het, en soos hulle self en hulle nakomelinge daartoe verbind het. Daar was ook voorskrifte oor hoe hulle moes vas en na God om hulp moes roep. En dit was op Ester se bevel dat die voorskrifte vir hierdie dae vasgestel is. Dit is toe in 'n boek neergeskryf. Hoofstuk 10. Mordegai beywer hom vir sy mense. Koning Ahasveros het die vasteland sowel as die eilande dwangarbeid laat doen. Al die groot en magtige dinge wat hy gedoen het in die volle verhaal oor die hoë pos waarin hy vir Mordegai bevorder het, is opgeteken in die annale van die konings van Medië en Persië. Die Jood Mordegai was tweede in bevel onder koning Ahasveros. Hy was hoog in aansien by die Jode en gewild by al sy volksgenote. Hy het hom vir die welvaart van sy mense beywer en die veiligheid van al die nakomelinge verseker. Hierdie is dan Ester hoofstuk 9 en hoofstuk 10 tot by die einde van die boek, gelees uit die 83 vertaling. Die einde van die verhaal van Ester, Mordegai, en ook die vyand van die Jode, Haman. En hoe ons kan sien dat die hand van die Here bewerk het, dat die Jode gespaar en paraat was. Maar ons kan ook sien dat die gevolg en die reaksie van die Jode dankbaarheid was. Ook met die feestelikheid rondom die Purimfees. 'n Fees wat die Jode met groot ywer en passie vier. Teken daarvan dat die Here vir hulle goed was en hulle verlos het van die hand van die vyand. Hierdie gedeelte dan, Ester hoofstuk 9 en 10 uit die 83 vertaling.